Dr. Bruce Wilkinson, hy is nogal die ou wat die kursus 70/7 geskryf het, vertel van 'n man wat elke Sondag 'n swaar sak sout na die kerk toe gebring het. Toe iemand van vra hom, maar hoekom doen hy dit? Toe sê hy, hierdie sak sout verteenwoordig al die onreg wat mense al in hulle lewe teenoor my gepleeg het, en ek wil hê die Here moet sien hoe swaar dra ek aan hierdie sak sout. Maar die Here sê nie, dra jou pyn met trots nie. Die Here sê eintlik, gooi dit op my, ek sal dit dra. So dra jy miskien vandag 'n sak. 'n ex-man of vrou wat jou verraai het, 'n ouer wat jou verwaarloos het, 'n kollega wat jou gesaboteer het, 'n vennoot wat jou bedrieg het. Daar's soveel dinge wat mense aan ons kan doen, en wat ons soms baie diep bære in ons harte, sonder om dit te hanteer. Die goeie nuus is, dat Jesus het nie net vergifnis gegee nie, hy het dit geleef, en hy roep ons om dieselfde te doen, en soms voel ons, en ons gaan by een van die punte daarop, by stilstaan, dat as ons vergewe, dan sanksie ons miskien, of ons keer goed dit wat aan ons gedoen is, of ons is maar swak, dat ons maar net toelaat, en ons vergewe die ouens maar alright gewees. Ek dink die groot vraag, wat ons eintlik moet vra, en dit is hoekom vir Jesus so baie gepraat het oor vergifnis, is eintlik die vraag, maar goed, wat gebeur met jou, as jy weier om te vergewe? Wat gebeur in jou hart, as jy weier om te vergewe? En dan is die antwoord so eenvoudig, en ek dink ons ken almal mense wat onvergewensgesindheid is, dan sien ons die antwoord in hulle lewens. Hulle word letterlik gevangenes van hulle eie bitterheid, met al die ander goeders wat daarmee saamgaan. Het julle geweet dat statistieke, en ek weet hy ook kan een gees bewys met statistieke, maar het julle geweet dat statistieke sê, dat 85% van mediese probleme het 'n emosionele oorsprong. Bitterheid in jou hart, wat die resultaat is van onvergewensgesindheid, is 'n risiko vir hart- en maagprobleme. En dan hoor hierdie statistiek, die laaste ene, mense wat nie kan vergewe nie, ervaar tot 'n 300% hoër risiko vir depressie. Nou as ons net na hierdie paar goeters kyk en hierdie statistiek aanvaar, dan is daar al klaar so 'n belangrike saak uit te maak van waarom vergifnis so belangrik is. En eintlik wil ek vandag vir elkeen van julle sê, veral as jy, en ons gaan praat ook as jy stoei met vergifnis, as daar iets is wat soms herhaaldelik weer in jou lewe opduik, maar ek wil vir julle sê dat vergifnis is op die ou einde die sleutel tot jou geestelike vryheid. Nie die geestelike vryheid van die persoon wat jy vergewe nie, maar jou geestelike vryheid. Ek wil so 2 skrifgedeeltes as kerntekste gebruik. Die eerste een is natuurlik Matteus 6 vers 14 tot 15, wat deel is natuurlik van die Onse Vader. Julle sal dit sommer dadelik herken. Vers 14 sê, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. So Jesus kom leer ons om te bid, hierso met die, kom ons sê die modelgebed, en dan koppel hy dit dadelik aan vergifnis. En daar's 'n baie belangrike rede. So die woordjie vir vergewe in hierdie is 'n werkwoord, apiemi. En dit beteken dat jy moet loslaat, jy moet laat los. En nou kan sommer in daai laat los hoor, dat jy word bevry op die ou einde. Dis kwytskelding. Maar wat hierdie woordjie ook beteken, is dis 'n bewuste keuse. En dit is nie 'n emosie nie. Dis 'n bewuste keuse en dit is nie 'n emosie nie. So onvergewensgesindheid op die ou einde verbreek ons verhouding met die Here. Amper soos 'n geblokkeerde rioolpyp. Kom ons maak dit eerder 'n waterpyp, dis mooier. Geblokkeerde waterpyp. Dit kan nie vloei nie, jou verhouding kan nie vloei nie, want hierdie onvergewensgesindheid kom blokkeer dit heeltemal. En
en 'n ou sou seker moet reg kan sê, en dit is miskien die waarheid, dat 'n ou kan sê, maar ons kan sê, maar hulle verdien dit nie, hulle verdien nie om vergewe te word nie. En dan is Jesus se antwoord, jy ook nie, tog het ek jou vergewe. Jesus kommenteer hierso 'n fundamentele beginsel, wat eintlik ons hele geestelike lewe kan transformeer. Ek wil vir julle sê dat die Bybel kom leer vir ons, dat vergifnis is 'n wederwysige aksie. God se vergifnis is nie outomaties nie, dis wat die Onse Vader vir ons wil sê. Dis 'n wederwysige, na mate ons ontvang dieselfde vergifnis in genade, na mate ons in staat is om dit te vergewe, of ons daai selfde genade te gee. So dit is hierdie sirkelbeweging van genade, van God na ons, van ons na ander mense. So op die ou einde is dit nie net 'n wederkerige aksie nie, maar dit is ook 'n meganisme vir genesing. En julle, wanneer jy nodig het om te vergewe, dan het jy seer gekry. Wat ook al aan jou gedoen is, van verkrachting deur tot vernoot wat jou bedrieg. Jy het seer gekry. En Jesus van ons kom leer dat vergifnis is 'n geestelike meganisme van genesing. So as jy vandag hier sit en jy kyk 'n bietjie terug op jou lewe en jy kan 'n paar goedjies dink wat jy sê, ek het dit nog nie lekker hanteer, ek het dit nog nie volkome vergewe nie. Of jy bevind jy soms dat jy deur 'n vergifnisproses gegaan en dan kom iemand en sê iets en dan trigger dit amper weer al daai emosies. Ons gaan daaroor ook gesels. Beteken dit nie dat jy op jou vergewensmeganisme nie gewerk het nie? Ons gaan daaroor praat. So vergifnis is verseker 'n geestelike meganisme, want dit ontblok daai blokkade. So vergifnis is eintlik die pypleiding wat deur God se genade in jou en deur jou kan laat vloei. Wanneer ons kyk na Kolossense 3 vers 12 tot 14, waar vergifnis amper as 'n goddelike kledingstuk verduidelik word, dan staan daar in vers 12, en dis die 2020 vertaling wat ek hier lees, daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar, en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Vers 14, maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde wat die band is, wat alles volmaak kan saambind. Het is interessant dat Paulus hierso in vers 12, beklee julle so asof vergifnis deel van jou daaglikse kleredrag behoort te wees as 'n gelowige, so natuurlik soos wat jy 'n hemp elke dag sal aantrek. En dan sê hy bo alles in vers 17, is liefde die vertrekpunt, want liefde, wil ek amper sê, is die gom of die lijm wat vergifnis moontlik maak. Sonder liefde val ons uit mekaar uit, want dit is waarvan ons hart moet vol wees, ongeag die seer wat jy gekry het, wanneer liefde in jou lewe, raak dit ook makliker om te vergewe. Kan ek 'n tegnologie, of 'n tegnologiese analogie gebruik, vir die jonger geslag, en as jy ouer is en jy dit verstaan, my hoed af vir jou. Onvergewensgesindheid is soos 'n app, wat jou battery leeg suig. En vergifnis is daai volskoot proses wat weer toelaat dat jy kan funksioneer. So vergifnis is daai geforseerde stopproses. Ek weet nie wie van julle baie met Android gewerk het in die ou dae, die Android selfoon moes ek gereeld 'n app volskoot wat ek moes hom geforseer het om op te hou werk. En dis wat vergifnis in ons lewe doen. So, Paulus gebruik hierdie kragtige beeld van klere
as 'n vergifnis kledingstuk. En dan sê hy, as hy praat, want hy beskou dit as deel van ons geloofsidentiteit, dan sê hy die volgende, vergifnis is nie 'n opsie nie, maar is 'n uitvloeisel van jou nuwe identiteit in Christus, die een wat al reeds God se genade en vergifnis aanvaar het. So jy dra nie net die klere nie, jy trek die vergifnis aan. Maar vergifnis het ook praktiese komponente. En dis wat vers 12 eintlik so mooi probeer sê. Jy moet ontferming kan, jy moet meelewing hê met 'n ander se swakheid. Jy moet goedheid kan hê, daai aktiewe welwillendheid. Jy moet nederig kan wees. Baie belangrik dat jy ook kan erken, maar ook jy het genade nodig. Ons is soms so maklik om die foute en die sonde en die verkeerdheid in ander mense se lewens raak te sien, dat ons soms die balk in ons eie oog miskyk, dat ons soms onsself sien as hierdie goeie mense, en nederigheid is ook om te erken, maar al dink jy ook as jy hoe goed, jy het ook God se genade en vergifnis in jou lewe nodig, en daarom kan jy nooit iemand anderster oordeel in jou lewe nie. Dis God se probleem, en dis wat hy ook gaan doen, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Sagmoedigheid, om sagmoedig te wees teenoor gewonde mense, en lankmoedigheid. Jy moet lank kan moedig wees. Daai volharding, soms in baie tye en moeilike verhoudings. As ons kyk na die proses in Bruce Wilkinson het dit nog eintlik baie mooi uitgespel. Hoe lyk die proses van vergifnis? En ek gaan vlieg daardeur vandag, terwyl daar 'n hele 7-8 weke kursus, ek kan nie eens onthou hoe lank dit was nie. Die eerste een is jy moet jou pyn kan erken. Jy moet die seer kry kan erken. Psalm 34 vers 19 is my een van die mooiste versies. In die Engelse vertaling is dit vers 18. Ek sien dat baie keer is ons Afrikaanse vertaling, veral in die psalms, soms een versie uit. Maar Psalm 34 vers 19 sê hierdie, die Here is na aan hulle wat gebroke harte het. Wie se gees verpletter is, verlos hy. Weet julle, as ons hierna kyk en ons kyk na die, kom ons sê die psigologiese of kundige perspektief van om pyn of trauma of onvergewensgesindheid te hê in jou lewe, om eintlik te ontken en nie jou pyn te kan erken nie, dan sal mense vir jou sê dat die onderdrukking daarvan is baie meer skadelik as die erkenning daarvan. En daarom sal trauma-beraders vir jou sê, praat, al is dit hoe moeilik, praat oor dit. Want erkenning is die eerste tree na genesing. Want God verwag nie ontkenning nie. En die mooiste voorbeeld wat ons daarvan kry is natuurlik die psalms. In die psalms sien ons hoe Dawid in hoeveel psalms sy seer voor die Here kom uitstort het. So eg, so rou, so eerlik. En ek glo dat dit het vir hom genesing gebring, want dit was die eerste stap. En julle, wat kan ons, dis mos onmoontlik om iets te vergewe, wat jy nog nie eers in jou eie lewe kan eien of erken nie. Jy moet dit kan erken. Die tweede stap, en dit is die stap wat van Matteus wat daai woord afemi sê, die doelbewuste keuse om te vergewe. Jy moet 'n bewuste keuse maak. Bruce Wilkinson praat van die 70/7 beginsel, wat natuurlik Matteus 18 vers 21 tot 22 is. En 70x7 wil eintlik sê oneindige genade. Ons moet leer om met oneindige genade te kan lewe. Want die genade wat ons van die Here ontvang het, is oneindig. En ons moet, as ou net amper na 'n heel ander tema kyk, en ons verantwoordelikheid as disippels van die Here Jesus, is om Jesus reg te reflekteer na die wêreld toe. En daarom as ons oneindige genade ontvang het, moet ons dit ook kan keer. En hier wil ek miskien begin gesels oor dat ons moet ook weet dat vergifnis is soms 'n daaglikse proses, nie net 'n enkele aksie nie. So as 'n ding weer opkom, doen weer die bewuslike keuse, want dis emosies wat daai goed weer en so gereeld
na die voorgrond te stoot, wanneer iets jou trigger, iets wat iemand sê, of wat ook al. Het julle geweet dat neuroloog sê dat mense wat kan vergewe, het minder stresshormone in hulle lewe, en dat dit jou immuunstelsel kan versterk, en dat dit jou bloeddruk kan verlaag, en jou risiko vir hartsiekte. Dit alleen wil ek vir julle sê, is al 'n goeie rede om vergifnis deel van jou lewe te maak. Corrie ten Boom het gesê, vergifnis is 'n besluit wat jy neem voordat dit 'n gevoel raak. Dis 'n besluit wat jy neem voordat dit 'n gevoel raak. Die derde stap is 'n belangrike stap, en dis die stap wat ons soms mee sukkel om te doen, om die vergifnisproses in ons lewe toe te raak. En die derde stap is natuurlik, laat die geregtigheid aan die Here oor. Romeine 12 vers 19 sê, geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir oordeel. Daar staan immers geskryf, aan my kom toe die wraak toe. Ek sal vergeld, sê die Here. Julle vergifnis beteken nie dat die persoon vry gespring het nie, dat daar nie gevolge is op sy daad nie. As dit 'n kriminele oortreding is, moet die reg sy loop kan neem. Vergifnis sê met ander woorde nie, dis oukei wat aan jou gedoen is nie. Dit is nooit oukei nie. Dis nooit reg nie. As jy nodig het om iemand te vergewe wat iets aan jou gedoen het, is vergifnis sê nooit, dis maar reg nie. Wat vergifnis wil doen, is dit wil jou vrymaak en om God te vertrou, dat hy geregtigheid sal geskied. En julle, ek het die afgelope tyd gepraat met 'n soekende ateïs, wat my geloof so uitdaag, want ek moet al hierdie argumente hoor, en dan moet ek, soos 'n goeie apologie, dit kan antwoord. En een van hierdie goeters is, hoe kan God sulke goed toelaat? Maar ons lewe in 'n gebroke wêreld. Julle weet dat die Bybel sê, dit reën oor die gelowige en die ongelowige. In hierdie gebroke wêreld lewe ons in die gebrokenheid, en soms gebeur gebrokenheid ook met ons, en het ons nodig om te kan vergewe. Maar laat die Here toe, as God sê, en dis 'n sin wat ek baie vir hierdie persoon moes sê, as God is wie hy sê hy is, en dis tog wat ons almal bely, as God is wie hy sê hy is, sal hy reg en geregtigheid laat geskied, want dit is wat hy beloof, hierso in vers 19, ek sal vergeld, sê die Here. Die oortreding teenoor jou word nie sommer net afgeskrywe nie. Al hoe dit afgeskrywe kan word, as daai persoon self by God uitkom, en self besef, maar wat hy of sy gedoen het, is verkeerd, as hy self daai genade kon ontvang. Ek dink dit is soms vir ons moeilik om te vergewe, want ons dink, ons vergifnisproses laat daai persoon maar net vrykom. En dit is nie so nie. Dit laat jou vrykom. En dis die boodskap oor vergifnis. Want dink nou mooi daaraan, as jy nie vry is van 'n persoon wat jy nie kan vergewe nie, of 'n situasie wat jy nie kan vergewe nie, waarborg ek jou, want dis hoe bitterheid in jou lewe ontstaan, waarborg ek jou, dat jy dag en nag kort daaraan gaan dink. Kort daaraan gaan dink. Maar die oomblik, wanneer jy daai persoon kan vryspreek en vergewe, raak jy los van hom of haar, raak jy los van die situasie, en ewe skielik kan jy vryheid belewe. En daarom is die kern sin seker, vergifnis bring nie vryheid vir die persoon wat jy vergewe nie, dit bring vryheid vir jou. En ons het nodig om as vry mense te lewe. En dan natuurlik gebruik ons gebed as 'n transformasieproses, as 'n instrument, want vergifnis is ook 'n proses. Wat het Corrie ten Boom gesê? Neem eers die besluit, tot die gevoel dan daar kom. Want soms is die gevoel nie daar nie. Maar ek sê, Here, ek neem 'n wilsbesluit. Ek voel nog glad nie vry nie, maar ek neem 'n wilsbesluit, want ek weet, U sal dit transformeer. En bring jou pyn voor God met eerlikheid. As jy kwaad is vir die Here, sê dit vir hom, moenie dit ontken nie. Maar vra nie net
verligting nie. Vra ook dat hy jou hart sal transformeer en dat jy selfs kan bid vir die persoon wat jou iets aangedoen het. En dan moet jy daardie ketting in jou lewe kan verbreek, want soms is die dinge wat aan ons gedoen is, ook nie net 'n sak sout nie, maar ketting, skakels in 'n ketting wat ons swaar saam sleep met ons. En soms het jy nodig om daardie kettings te breek. En dit kan jy doen, dink ek, op verskeie maniere. Vir baie mense werk simboliek baie kragtig. Om byvoorbeeld 'n oortreding te kan vat en te skrywe, ek vergewe hierdie persoon vir hierdie oortreding en jy spesifiek, en jy gaan brand dit uit, en jy sê, Here, soos wat hierdie ding gebrand het, is my vergifnisproses ook daarmee heen. Maar verbreek die ketting, sodat die skakels minder en minder word. En dan, ek het gesê dat vergifnis is 'n proses, en die 6de stap is die belangrikste stap. Is amper herhaal soos benodig. Herhaal soos nodig. Daar het ek 'n foutjie op 'n slide gemaak. Nodig. Matteus 18 vers 22 sê Jesus, die hele kursus van 70/7 kom uit hierdie versie uit. Ek sê vir jou, nie tot 7 keer nie, maar tot 70 maal 7 keer moet jy kan vergewe. Herhaal die proses tot jy volkome vry is. Vergifnis is, en ek dink dis soms waar ons ook die fout maak. Ons dink as hierdie enkele besluit en ding en dan is dit afgehandel. Soms is vergifnis 'n proses in jou lewe. As ek na my eie lewe kyk, verstaan ek dit baie goed. Die meeste van julle wat ons geskiedenis ken, en baie van julle het dit saam met ons deurgemaak, het geweet dat ek op 'n baie slegte manier deur die vorige gemeente en deur die geestelike leierskap behandel is. En ek het jare, want dis nou al 9 jaar gelede, het ek het neergesit. En mense vergewe. En ek kan regtig sê ek het hulle vergewe. Maar weet julle wat gebeur soms? Dan kom 'n persoon, en dit het onlangs weer gebeur. Ek lag sommer so in my mou. Dan kom hy en dan sê hy, wat weet jy van daai vorige leraar wat jy so sleg behandel het? En weet julle, in daai oomblik trigger dit deur al daai emosies. Onthou, die besluit is geneem om te vergewe, maar die emosies wil dit weer kom indruk. En dan moet ek net sê, Here, ek hou nie van hierdie goed wat nou ewe skielik hier in my hart is nie. Ek kies weer om te vergewe. Want U sê 70/7 is U oneindige genade. So ek het puntjie 6 die afgelope tyd baie sterk in my. En weet julle, dit is soms goed bedoel. Soms wil iemand my vertel dat dit nie so goed gaan met mense of wat ook al nie. Maar elke keer is dit memories wat weer getrigger word. En memories, herinneringe is 'n baie kragtige ding. Ek dink ons almal besef dit. So, kom ons praat vir oulaas. Ons het gepraat oor hoe belangrik dit is om te vergewe. Hoekom dit 'n Bybelse opdrag is, hoe jy dit moet aantrek, hoe jy God se oneindige genade moet reflekteer. Maar kom ons praat oor die gevolge van onvergewensgesindheid. So fisies, sê mense, en ek het dit nou genoem, studies toon dat bitterheid verhoog bloeddruk en depressie, gee kroniese stres, gee verswakte immuunstelsel, gee verhoogde inflammasie in jou lewe as jy nie kan vergewe nie. Maar geestelik is dit miskien nog baie erger, want geestelik is jy soos 'n vis in vergiftige water. Jy sterf sonder dat jy eintlik weet hoekom. Jy is soos 'n vis in vergiftige water. Jy is eintlik sterwende sonder dat jy weet hoekom. Want jy het geblokkeerde kommunikasie met God. Daar's geestelike stagnasie in jou lewe, want die kommunikasiekanaal is geblok. Onvergewensgesindheid blok dit heeltemal. Want jy kan nie vergewe nie, so Matteus 6 tree in werking. Ek kan jou, onse Vader, ek kan jou vergewe, sê die Here, na mate jy kan vergewe.
en jy beleef vir die totale verlies van vrede en jy lewe 'n lewe van bitterheid en dit isoleer jou van mense, dit isoleer jou van God. So my uitdaging is, wil jy vandag daai sak sout, daai sak klippe los? Wil jy vrykom van die ketting wat jy so swaar dra? Kom ons bid dat jy die keuse sal maak om te vergewe. En dit nie as net 'n simplistiese gebed sien nie, maar dat jy dit sal sien as 'n proses om jou volkome vry te maak. Want dis wat Jesus wil doen. Hy wil jou vry maak. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, selfs as ek so vinnig geflits het vandag deur vergifnis, besef ek dit is nog steeds baie meer kompleks. Here, dit is nie so eenvoudig nie en tog is dit een van die kernbeginsels om met U in verhouding te leef. Om te keer dat daar nie dinge is wat die pypleiding, die kanaal, die koneksie tussen ons en U versteur nie. En Here, soms as ek dink en kyk na wat aan my gedoen is, dan dink ek amper, Here, dis te groot om te vergewe, ek kan nie. Maar Here, U kan daai las kom dra. Soos Bruce Wilkins sê, ons is nie gemaak om daai sak sout te dra nie. Ons is nie gemaak om daai sak onreg wat teen ons gedoen is te dra nie. Laat God dit dra. Sodat jy lig kan loop in hierdie lewe. Here, en as vanoggend se woord miskien iets of iemand in my hart opgelig het wat ek moet vergewe, sal U my deur hierdie proses van vergifnis begelei. Here, sodat ek die belewenis kan hê om as 'n vrye mens te loop en U te aanbid. Vry te kom van mense en dinge wat my vashou, oordat ek hulle nie kan vergewe nie. En Here, ek besef dat vergifnis beteken nie dis oukei wat hulle gedoen het nie. Vergifnis maak my net vry van hulle. En U is wie U sê is, dis my belydenis vanoggend. U sal sorg dat geregtigheid in my lewe geskied. Vader, kom seën hierdie boodskap in elkeen van ons se lewe. Amen. Julle, kom ons staan, ontvang ons die seën van die Here, gaan leef met sy seën as 'n vry mens, vry van onvergewensgesindheid, vry van mense wat jou vashou. En die van julle wat kan, kom ons smeer lekker toebroodjies vir Love Story hierna. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir elkeen van julle genadig wees. Die Here sal julle gebede kom verhoor en vir elkeen van julle sy wonderlike vrede kom gee. Amen.